werk het in so baie kinders se lewens. Baie kinders het die evangelie gehoor. Ons vertrou dat daar kinders was wat op die Here uitgeroep het om hulle te red. En dan ook is daar baie kinders gewees wat alreeds gered was. En ons kan maar net bid dat die Here sal aanhou om in hulle lewens te werk. En hierdie 2 weke was besig gewees. Elke dag was 'n volle skedule van 7:30 in die oggend tot 10:30 in die aand was die skedule vol beplan. En die Here het hierdie boodskap op my hart gelê, soos wat ek gedink het. Ek het eers gedink ek gaan iets uit die psalms uit doen, en ek lees die psalms en alles. En toe die Here hierdie boodskap op my hart gelê, veral met die besige skedule wat ons het vir die kampe, van vroegoggend tot laat aand, en hoe mens so min tyd het vir jouself. En dit is heeltyd, jy moet aan die kinders kyk, jy moet elke geleentheid gryp wat jy kan kry om met die kinders te kan praat, om vir hulle te kry om oop te maak. Want soveel van daardie kinders kom uit huise uit waar hulle leer oor God, waar hulle die Bybel lees. Die kinders is in die kerke en so aan, en hulle ken die Bybelse taal, hulle kan praat oor Christus, hulle kan sondagskool antwoorde gee. En dit is dan ons werk om uit te vind of hulle die goed weet en of hulle dit glo. En baie kere wanneer die kampe tot 'n einde kom en dit is die laaste aand voor almal huis toe gaan, dan haal die kinders hulle maskers af en hulle begin met ons te praat. En die laaste aand het ons, dit was nou donderdag aand, was Vrydag aand gewees. Toe was in my cabin was omtrent 9 kinders gewees, en dit was ek en Nico en een van die ander ouens wat saam met ons gewerk het in daardie cabin, en dit was lights out, 10:30 in die aand, hulle moes in hulle beddens klim en slaap, en die kinders wou nie slaap nie. Hulle het geraas, hulle het op en af gehardloop, en vir mekaar hulle was dit stout gewees. En ons het met hulle gaan gesels, en Nico het met hulle gesels en met hulle gepraat, en het laterand het 8 van daardie kinders uitgekom dat hulle is onseker oor hulle redding. En dit was laat aand, en dit het aangegaan tot 1:00 in die oggend, wat ons vir die kinders probeer verduidelik het. Ons het vir hulle die evangelie gedeel, ons het vir hulle probeer geruststel soveel as wat ons kan, maar nou vertrou ons dat die Here in hulle harte werk. Maar die punt wat ek probeer maak is, dit is sulke besige skedule, en mens kan so vinnig besig raak en goeders doen uit gewoonte, en dan vergeet ons om dit te doen uit liefde uit vir die Here. En baie keer moet jy met jouself afvra, want jy's moeg, jy is besig, jy het soveel goeders op jou gedagtes, dat jy gaan op autopilot, en jy doen goeders net omdat jy dit moet doen. En dan vang jy jouself partykeer, sê maar in die middel van 'n diens, en jy sit daar, as jy luister wat hulle sê, maar is ek daar vir die Here? En baie kere kan ons die regte goed doen, ons kan die Here dien, maar dien ons hom uit liefde uit, of dien ons hom uit gewoonte uit? En dit is basies waaroor my boodskap vanoggend gaan. So julle kan julle Bybels vat na Openbaring, hoofstuk 2, en ons gaan kyk na die kerk van Efese. Ek hoop ek sê dit reg, is dit Efese? Efese. Ek ken dit in Engels, Ephesus. Hoe sê mens dit? Efese. Okay. Ons gaan kyk na die kerk van Efese, 'n kerk wat op die eerste oogopslag lyk dit asof hulle alles reg doen, maar dan sien ons wat Jesus vir hulle sê. So die boodskap vanoggend, die titel vir die boodskap is, het jy jou eerste liefde verlaat? Is Jesus nog jou eerste liefde? En vanoggend, voor ons begin, wil ek hê, jy moet dink aan 'n tyd toe jy aan die brand was vir die Here. Dink aan 'n tyd toe jy aktief en vrymoedig jou geloof met enigeen en elkeen gedeel het. Toe jy die Here getrou gedien het. Toe jy daagliks sy woord gelees het en dit oordink het. Toe jy daardie soete gemeenskap met die Here nog geniet het. Toe jy sonder ophou gebid het. Daardie tyd
toe jy die Here bo alles liefgehad het. Maar toe het iets gebeur. Wat het gebeur? Miskien het jy stadig begin wegdryf, sonder om dit selfs te besef. En nou voel jy so ver van die Here af. Tyd saam met die Here voel soms swak. En sy woord praat nie meer met jou soos wat dit van tevore gedoen het nie. En jy voel nie eers meer lus om te bid nie. Om die Here te dien het 'n las geword. Om kerk toe te kom voel soos werk. Wat het gebeur? Hoe het jy so ver weggedryf? Of miskien is dit nie jy nie. Miskien lees jy nog sy woord. Miskien dien jy nog die Here. Jy deel selfs die evangelie. Maar die Here is nie meer jou eerste en enigste liefde nie. Dit is wat ons sien gebeur in die gemeente van Efese. Hulle het die regte dinge gedoen, maar die Here was nie meer hulle eerste liefde nie. Hulle het gedink hy was, maar hy was nie. Die skrikwekkende ding wat ons sien dat hierdie kerk het alles reg gedoen. En op die eerste oogopslag lyk dit soos 'n modelgemeente. Hulle het alles reg gedoen. Maar wat hulle gedoen het was meganies, in plaas van opsetlik. En as ons eerlik is met onsself, dan sal ons almal saamstem dat ons almal al hier was. Ons word ritualisties in ons optrede. Ons gaan kerk toe net omdat dit is wat ons elke Sondag doen. Dit is 'n gewoonte. Ons dien die Here uit gewoonte en nie uit liefde nie. So vanoggend gaan ons kyk na 'n paar praktiese maniere hoe ons kan vermy om ons eerste liefde te verlaat. Maar voordat ons na hierdie nuttige riglyne kyk, moet ons eers na die teks kyk om te sien wat hierdie gemeente gedoen het. En selfs voor ons dit doen, moet ons 'n oomblik neem om te bid. So kom ons bid en dan sal ons die teks lees. Ons Hemelse Vader, ons is so dankbaar om hier te kan wees vanoggend en ons kom na U toe met dankbare harte. En ons vra Here dat ons hier sal wees, nie omdat ons hier moet wees nie, maar omdat ons hier wil wees, omdat ons lief het. Here, en ons weet, dit is dat U in die woord gesê dat ons by die kerk moet wees, in Hebreërs 10 vers 25, dat ons nie moet wegbly van die gemeente af nie. Maar Here, ek wil vir U vra dat U ons sal help om hier te wees, omdat ons vir U lief is, omdat U eerste vir ons lief gehad het, en dan omdat ons vir U terug wil lief hê. So Here, ek wil net vir U vra, dat U met ons sal praat deur die woord vanoggend, dat U met ons harte sal praat, dat U vir ons sal lei deur die woord, en dat U ons oë sal oopmaak, dat ons wonderlike dinge in die woord sal sien, en dat U ons ore sal oopmaak, dat ons sal hoor hoe U Gees met ons praat. En Here, mag U verheerlik word deur U woord, in Jesus naam alleen. Amen. Ons sien vanoggend in Openbaring hoofstuk 2 vers 1, ons lees die eerste 4 verse, en dit beskryf in die eerste vers die Here Jesus Christus. Dit sê, skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy wat die sterre in sy regterhand hou, wat wandel in die midde van die 7 goue kandelaars. Dis Jesus. Hy sê, ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle as leenaars bevind het. En jy het volgehou en lydsaamheid getoon, en terwille van my naam gearbei, en nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Soos ek al reeds gesê het, op die eerste opslag, lyk hierdie kerk soos 'n modelgemeente. Jy dink dalk hulle het gedien. Hulle was aktief in die kerk. Hulle was produktief in die dinge van die Here. En jy's reg. Hulle was. Ons sien hoe die Here vir hulle sê, hulle het al die goed gedoen, al die regte goed. Hulle het gearbei in die kerk. Dit beteken hulle het gewerk en gedien tot die punt van uitputting. Hulle was uitgeput. So hard het hulle gearbei vir die Here. Hulle het lydsaamheid getoon. Hulle het volgehou deur beproewing. En dan sien ons hulle
het selfs die waarheid verdedig. Hulle het, wanneer 'n valse leraars ingekom het hulle vir hulle blootgestel en vir hulle gesê, hulle is valse leraars. Hulle leer die verkeerde dinge, hulle het die waarheid verdedig. Hulle het selfs volhard deur vervolgings en hulle het nie moeg geword in al hierdie dinge wat hulle vir die Here gedoen het nie. Al hulle arbeid wat hulle vir die Here gedoen het, hulle het nie moeg geword nie. Hulle het alles reg gedoen en gedink dat hulle behaaglik was in die oë van die Here deur al hierdie dinge te doen. Tog sê Jesus vir hulle hierdie sonbrende woorde: Jy het jou eerste liefde verlaat. Vanoggend wil ek hê ons moet ons eie lewens en ons eie prioriteite ondersoek. Het ons eerste liefde verlaat? Is ons besig om stadig weg te dryf? Jy kan besig wees met die dinge van die Here. Jy kan jou Bybel lees sonder om te leer. Jy kan bid sonder om regtig aan die Here te dink. Jy kan in die kerk dien. Jy kan al hierdie mooi dinge doen en steeds ver weg van die Here af wees. Jy kan hierdie dinge doen en tog dryf jy stadig weg van liefde na gewoonte. Hebreërs 2 vers 1 sê vir ons, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, sodat ons nie miskien wegdrywe nie. Hoe sal ons weet of ons wegdryf? Hoe sal ons weet of ons eerste liefde verlaat het? Wel, toe ons hierdie teks vanoggend gelees het in Openbaring hoofstuk 2, miskien het die Here vir jou vandag gesê deur sy woord, jy het jou eerste liefde verlaat. En as jy weet dat dit jy is, as jy voel dat jou diens vir die Here dof, vervelig en vermoeiend geword het, en om kerk toe te kom voel soos 'n taak, dan mag jy dalk vra, hoe kan ek terugkom na my eerste liefde toe? Hoe kan ek weer die Here dien met opsetlikheid, met liefde? Wel, ons teks vanoggend sê vir ons, hy gee vir ons 'n tweeledige middel. Ons sien in Openbaring hoofstuk 2, hy sê, die Here Jesus Christus sê, onthou waarvan jy geval het. Met ander woorde, erken dat jy inderdaad jou eerste liefde verlaat het. Jy moet dit erken. En dan sê hy, bekeer jou. Jy moet self ondersoek doen en jouself afvra wanneer jy die Here dien. Waarom doen ek dit? En vir wie doen ek dit? Dit is hoe ons terugkom wanneer ons weggedryf het. Dit gaan nie van self gebeur nie. Baie mense in vandag se tyd sê, let go, let God. Ek gaan terugsit en laat God dit doen. Ek gaan terugsit en niks doen en kyk wat God doen. Dit is nie let go, let God nie. Jy gaan nooit self terugdryf na die Here toe nie. Dit is iets wat van self gebeur nie. Ek gaan net terugdryf na die Here toe nie. Ek het weggedryf, nou gaan ek terugdryf nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ons lewe in 'n gefalle wêreld waar alles anti-God is. Alles is ontwerp om ons weg te trek van God af. Daar's soveel versoekinge in ons wêreld vandag. En hierdie wêreld probeer om homself gelukkig te maak sonder om vir God in te sluit. So om in 'n wêreld soos ons in te leef, maak dit onmoontlik om net terug te dryf na God toe. Dit gaan nie gebeur nie. En boonop dit, ons het 'n sondige natuur. Ons vlees is sondig en dit probeer ook om ons weg te trek van God af. So moenie dink jy gaan net terugdryf na God toe nie. As jy terugsit, gaan jy net verder wegdryf. Jy moet iets daaromtrent doen. Die Bybel sê vir ons vanoggend, erken dat jy jou eerste liefde verlaat het. Wees eerlik met God. Ja, ek ken jou werk, ons het vanoggend gelees. Hy sê vir die kerk van Efese, ek ken jou werke. Hy ken my werk, hy ken jou werk, hy weet wat ons doen en hoekom ons dit doen. Maar hy wil steeds sê dat ons met hom eerlik moet wees. Net soos Adam en Eva, nadat hulle gesondig het, wat het hulle gedoen? Hulle het weggehardloop. En toe, God het geweet waar hulle was, hy het geweet wat hulle gedoen het, maar nog steeds het hy vir hulle gevra, wat het julle gedoen? Hy wil hê, hulle moes erken dat hulle was verkeerd. En hulle het erken. Adam het gesê, ek het geëet. Eva het gesê, sy het geëet. Die Here ken ons werke
maar hy wil hê ons moet dit erken. Hy wil hê ons moet eerlik wees met hom. En dan sê hy, bekeer jou. Bekering is 'n verandering van ons verstand wat lei tot 'n verandering in gedrag. Jy moet jouself ondersoek om te sien, wat is my motief in my diens? Doen ek dit in my eie krag? Wel, dan moet ek daarvan bekeer en dit doen in die Here se krag, as dit sin maak. Dit is 'n verandering van verstand wat lei tot 'n verandering in gedrag. Ons moet erken dat ons verkeerd was en wegdraai van my weg af na God se weg. Ek moet saamstem met God, ek is verkeerd, hy is reg, en ek moet na hom toe draai. Ek het my eie manier gedoen, alles in my eie krag, ek draai weg, ek besef ek was verkeerd, en ek beweeg na die Here se weg toe. Hoe kan ons dit prakties doen? Wel, vanoggend gaan ons kyk na 3 maniere hoe ons kan terugkom na ons eerste liefde. 3 maniere. Die eerste manier is, besef dit, baie diens kan gedoen word in die krag van ons vlees. Ek kan baie goed doen in my eie krag. Ek kan byvoorbeeld hierdie hele 2 weke van kamp gedoen het in my eie krag. Dis moontlik. So, ons moet dit besef, dat ons kan baie keer op onsself vertrou. Ons kan baie keer dinge in ons eie krag doen. So, hoe kan ons dit voorkom? Aanbid voor jy dien. Dis die eerste punt. Aanbid voor jy dien. John Bonnet het geskryf, aanbidding is een van die mees belangrikste en lewensveranderende onderwerpe in die hele Bybel. Toe Jesus in die woestyn was, het hy sy uiters belangrike mandaat vir diens vir God gestel. In Matteus 4 vers 10 het Jesus hierdie bevel gegee. Hy het gesê, gaan weg Satan, en toe sê hy, toe haal hy 'n vers aan, uit sy geheue uit die woord van God uit, en hy sê, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen moet jy dien. Die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen moet jy dien. Het jy gesien wat die orde was? Dit is eers aanbidding, dan is dit dien. Dit is God se orde. Alle diens vir die Here moet voortvloei uit aanbidding. Geen aanbidding, geen diens. As kind, dis John Bonnet wat skryf, hy sê, as kind, as ek nie my hande gewas het nie, het ek nie kos gekry nie. Maar toe hy bietjie ouer geword het sy missie dit geword. Geen Bybel, geen ontbyt. Geen Bybel, geen bed. Die Here se reël is dit. Geen aanbidding, geen diens. Vra jouself hierdie vraag af. Kom jy voorbereid kerk toe? Kom jy hierheen gereed om te leer? Het jy vanmôre 'n bietjie kwaliteit tyd saam met die Here in sy woord deurgebring? Het jy tyd gemaak om die Here te aanbid voor jy kerk toe gekom het vanoggend? Soms word ons op 'n Sondagoggend wakker, ons voel of ons nie wil wakker word nie, ek wil nog bietjie slaap, ons jaag om klaar te kry, ons klim in die kar, stry met mekaar, en dan kom ons hierheen met ons bedekte gesigte en maak asof alles reg is. Dit is hoe dit lyk om onvoorbereid kerk toe te kom. Ons is veronderstel om te aanbid voordat ons dien. Kom voorbereid kerk toe. Doen jou eie Bybelstudie voordat jy hierheen kom. Vra vir die Here om met jou te praat in die diens. Vra vir hom om 'n verandering in jou hart teweeg te bring by die kerk. Om seker te maak dat ons die Here liefhet, moet ons hom alleen aanbid voordat ons kerk toe kom. As jy nie vir God alleen by die huis kan aanbid voordat jy kerk toe kom nie, wat laat jy dink jy gaan hom aanbid hier tussen al die heiliges? Dis belangrik. Dis van kardinale belang dat ons die Here alleen aanbid voordat ons by die kerk aankom. Anderste is ons onvoorbereid wanneer ons hier sit. Om die Here te aanbid voordat ons dien, verdoof alle ander afleidings wat ons mag hê. Ons leef in sulke besige wêreld. Alles beweeg teen 'n vinnige pas. Ons is so produktief
dat ons eintlik teenproduktief en ondoeltreffend word vir die Here. Aanbidding help ons om stadiger te beweeg, net om die Here te kan bewonder vir wie hy is. Dit help ons om die een te ken wat ons dien. Wie dien ek? En as ek aanbid, dan weet ek wie ek dien. Dit help my om af te slek, om hom te sien vir wie hy regtig is. Ek sien hom vir sy skoonheid, sy heiligheid, sy krag, sy liefde. En dit is vanuit hierdie plek van aanbidding en verering waaruit ons diens behoort te beweeg. Dit behoort uit aanbidding uit te vloei. Ek dien die Here omdat ek hom liefhet. Want ek het hom aanbid, ek het gesien wie hy is in sy woord, en dan wil ek hom verder aanbid hier by die kerk. Dit bring ons by ons tweede punt. 'n tweede manier om terug te kom na ons eerste liefde is om dit te besef. Die Here het jou lief. Daarom het ons hom terug lief. Met ons tyd, ons moeite en ons diens. 1 Johannes 4 vers 9 sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige geborene seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy enige seun gestuur het as die versoening vir ons sondes. God het sy liefde aan ons bewys, nie andersom nie. Hy het sy liefde aan ons bewys deur aan die kruis vir ons sondes te sterf. Terwyl ons nog sondaars was, het Jesus vir ons aan die kruis gesterf. Hy het ons sonde op homself geneem. Hy is begrawe en die graf het opgestaan 3 dae later. En vandag red hy daardie mense wat hulle geloof en hulle vertroue in hom stel vir hulle redding. Hy red die mense wat sy naam aanroep in geloof. En as jy vanoggend hier sit en jy weet jy is gered, besef dan dit, dat God het ons eerste liefgehad. Soms doen ons dinge om sy liefde te verdien. Ons dink ons kan iets doen om sy liefde te verdien, wanneer hy ons alreeds liefgehad het. Ek hoef niks te doen om sy liefde te verdien nie. Hy het my alreeds lief. God het ons eerste liefgehad. Dit gaan nie oor om harder te probeer nie. Dit gaan nie oor om dieper te glo nie. Dit gaan nie oor om meer te doen nie. Dit gaan daaroor om te beweeg van 'n prestasie-gebaseerde godsdiens na 'n liefde-gebaseerde verhouding. 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste liefgehad het. Het jy dit gevang? Ons het lief, omdat hy eerste vir ons liefgehad het. Hy het eerste sy liefde vir ons gegee. Nie ons het hom lief om sy liefde te verdien nie, of ons het hom lief met die hoop dat hy ons terug sal lief hê nie. Nee, sy liefde kom eerste. Sy liefde is die fondasie, nie die beloning nie. God oorstroom ons met sy liefde, en daarom dien ons hom met die liefde wat hy vir ons gegee het. Ons dien nie uit verpligting nie. Nee, ons dien omdat ons hom lief het, omdat hy ons eerste lief gehad het. Alle diens moet voortvloei uit 'n liefde vir hom. Francis Chan het geskryf, God se grootste begeerte is nie jou diens of jou offerande nie. Sy begeerte is jou hart. Hy wil hê, jy moet weet, sonder 'n skaduwee van twyfel, dat jy diep, volkome en ewig lief gehad is in hom. En uit daardie plek van sekuriteit kom die soort diens wat nie vir jou leegtap nie, maar wat jou behaag. Die soort offerande wat minder soos 'n plig voel en meer soos 'n voorreg voel. Dit is die soort Christendom wat ons bedoel is om te leef. Dit is die vryheid wat Christus gesterf het om vir ons te gee. Jy is liefgehad, so geniet hom in 'n liefdevolle diens. Paulus bid in Efesiërs hoofstuk 3 vers 14 tot 19 dat die mense in Efese sou weet wat die breedte, die lengte, die hoogte en die diepte van Christus se liefde is,
Hoekom het Paulus dit vir hulle gebid? Dis dieselfde kerk wat ons sien in Openbaring, hoofstuk 2. Paulus bid dat hierdie mense sal weet hoe lief Christus vir hulle gehad het. Hoe lief hy vir hulle is, die hoogte, die breedte, die lengte, die diepte van sy liefde, sodat hulle vervul kan word met die volheid van God. Om die liefde te ken wat Christus vir ons het, sal ons aanbidding sowel as ons diens versterk. Dit is wanneer ons waarlik sy liefde vir ons verstaan, dat ons in staat is om hom lief te hê en dan in ruil daarvoor te dien. Weereens, ons leef in 'n vinnig bewegende wêreld. Ons leef in 'n besige wêreld. En ons aandagspan raak al hoe korter. Ons kan nie lank stil sit nie. Maar moenie dat die besigheid van die lewe jou wegtrek van kwaliteit tyd saam met die Here nie. Ons het tyd nodig om na te dink oor sy liefde vir ons, sodat ons hom kan lief hê en hom dien. Hier in Openbaring hoofstuk 2 sien ons dat die mense in Efese al die regte dinge gedoen het. Hulle het gedien, hulle het volgehou, hulle het verduur en die geloof verdedig, maar hulle het vergeet om na te dink oor Jesus se liefde vir hulle. Hulle het so besig geraak dat hulle vergeet het om tyd te maak om aan sy liefde te dink. En daarom het hulle liefde vir hom al hoe kouer geword en hulle dinge uit gewoonte begin doen en nie uit liefde nie. Moenie in dieselfde struik trap om so produktief te word in die dinge van die Here sonder om stadiger te beweeg om te kyk en te dink oor sy liefde nie. Soms kan ons so produktief raak in die regte dinge, in dinge vir die Here, dat ons nie tyd maak om na te dink oor sy liefde nie. Ons moet baie keer afslek en produktief wees in die feit dat ons sit in sy woord en kyk na die liefde wat hy al reeds vir ons gegee het. Onthou, ons het lief omdat hy eerste vir ons lief gehad het. En dit is as gevolg hiervan dat ons in staat is om hom te dien. Al ons diens vir hom moet voortvloei uit liefde. En om daardie rede moet ons in sy liefde bly, dit nadink. En dit bring ons by ons finale punt vanoggend. Gebed bo produktiwiteit. Sommige van ons is verslaaf aan prestasies. Ons probeer om soveel as moontlik vir die Here te doen. En ons raak so besig met die praktiese dinge van die geloof, dat ons die geestelike dinge, soos oordenking en gebed, verwaarloos. Gebed wys vir ons afhanklikheid van die Here. En as ons dit verwaarloos, word ons diens apart van die Here gedoen. Ons begin dinge in ons eie krag te doen. En dit is wanneer ons diens vir die Here swak en vermoeiend word, wanneer ons dit in ons eie krag doen. Ons Here Jesus Christus in sy menslikheid, die tweede persoon van die Godheid, het vir ons gewys hoe ware afhanklikheid van God die Vader lyk. Markus 1 vers 35 sê vir ons, en vroeg in die môre, nog baie donker, het Jesus opgestaan en uitgegaan na 'n verlate plek en daar gaan bid. En dan in vers 38 later in die hoofstuk sien ons dat hy in Galilea ingegaan het om te preek en mense gesond te maak. Sien julle weer eens God se orde? Dis gebed, dan diens. Jesus het eers gebid en toe het hy al die ander goed gaan doen. Dis gebed, dan diens. En soms word ons so produktief dat ons die orde omruil. Dis gebed, dan diens. Ons behoort die voorbeeld van ons Here Jesus te volg en stadiger beweeg. Ons moet eers bid voordat ons iets doen. En dan moet ons bid terwyl ons dit doen. As jy regtig produktief en bruikbaar vir die Here wil wees, moet dan nie vergeet om daagliks sy woord te oordink en tot hom te bid nie. So weer eens, vra ek jou om jouself te ondersoek. Het jy jou eerste liefde verlaat? Was jy so besig met die dinge van die Here, dat jy vergeet het om hom te aanbid voordat jy dien? Het jy vergeet om na te dink oor sy liefde,
sodat jou liefde en diens al hoe kouer geword het. Jy het so produktief geword, en miskien selfs met die regte dinge van die Here, dat jy gebed verwaarloos het, en jou krag en jou diens was gedoen in jou eie krag. Jesus sê vir ons in Openbaring hoofstuk 2 vers 5, onthou van waar jy geval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke. Erken dat jy jou eerste liefde verlaat het, dat jy besig was om weg te dryf, en bekeer jou. So ek herhaal die 3 punte vanoggend. Al ons diens moet voortvloei uit aanbidding. So aanbid voordat jy dien. Al ons diens moet voortvloei uit liefde. So dink na oor sy liefde vir jou, sodat jy vir hom kan dien met liefdevolle diens. Al ons diens moet voortvloei uit gebed. So wees produktief in gebed. Aanbid, liefde, gebed. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir U woord wat ons harte ken, Here. U woord is 'n skerp swaard. Dit kyk diep in ons harte, Here. Dit weet wat ons doen en hoekom ons dit doen. En Here, ons sê vir U dankie vir U woord wat vir ons kan waarsku voordat ons wegdryf. Ons sê vir U dankie vir U woord wat ons kan terugroep wanneer ons al reeds weggedryf het. Ons sê vir U dankie vir U woord wat ons kan lei, wat ons wil lei. Ons sê vir U dankie dat ons nie alleen deur die lewe hoef te gaan nie. Ons hoef nie dinge in ons eie krag te doen nie. En Here, soms gaan ons op autopilot en ons doen goeders in ons eie krag. En ons doen goeders uit gewoonte uit en dit nie uit liefde uit nie, Here. Ons vra dat ons hierdie goed sal oordink, Here. Ons vra dat U met ons sal aanhou met ons te praat deur die woord en dat U hierdie boodskap sal gebruik om in ons almal se harte te werk, Here. En as ons eerste liefde verlaat het, Here, dat U ons sal terugroep. Help ons om dit te erken en dan te bekeer van dit. Help ons om U te dien met opsetlikheid en met liefde. En Here, soos wat ons nou die nagmaal gaan neem, Here, wil ons net vir U vra dat ons weer eens, dit is 'n geleentheid vir ons om na te dink oor die liefde wat U vir ons gehad het. Dit is 'n geleentheid wat ons het om af te slek en net om te dink aan die liefde wat U vir ons getoon het toe U aan daardie kruis gehang het vir ons sondes. Here, help ons om dit nie te doen uit gewoonte nie, maar omdat ons vir U lief het, omdat U eerste vir ons lief gehad het. In Jesus naam alleen. Amen.